Nou ja, ek is baie bly julle is almal hierso. So ons gaan vanaand, ek dink ons het baie min bladsye oor op die vorige boekie. Ek gaan sommer vir Tini weer vra, waar is ons Tini by die vorige een? Okay. So met ander woorde, ek gaan dan by daai een begin. So julle gaan nou nie daai boekie hê, die wat hom nou nie het nie. Wat ek net hierso sien. Ek weet nie, klomp stop by F2. Nee wat, as hy breek maak ons hom reg, dan beteken dit hy moet reggemaak word. Ja, party van hulle wat jy nie terugkry nie. Alraai, julle baie welkom so by die opleiding vanaand by die Disippelskap Skool. Ons vertrou die Here dat hy vir julle gaan genade gee en dat hy my gaan help. Ek het net hierdie foon afsit, ek is net bang Petrus of Johannes bel my. Nee, ek is bang hulle bel my, hulle kan my dalk sê, hoorie so, dit is wat jy volgende met hierdie ouens moet doen. Hulle dalk 'n ander insig as ek. So. Maar nou ja, goed julle, ons gaan dan nou, ek weet nie hoekom is die een boekie 2B nie, maar ek sal 'n bietjie gaan kyk op die rekenaar, hoe lyk 2A dan? Ek verander van die voorblaaie en dan skuif ek die goed oor na 'n ander een. Maar ek het nou gekyk, hierdie een is die regte boekie. Maar dit is nie die regte nummering. So ek sal hom net uitsorteer julle. Ons sal kyk hoe ver ons kom. Dalk gaan ons oor na daai een toe. Maar as julle nou nie, dan moet julle my maar net volg nou hierso, want hierdie wat ek nou vanaand gaan hanteer is eintlik die inleiding. So ek gaan vir julle die skrifte in elk geval lees, so julle kan my eintlik net volg op hierdie ding, want dis hierdie is redelike, weet, as ou dit lees in die Bybel, dan is dit so half 'n mooi verhaal, jy weet, maar daar's soveel diepte in die bergpredikasie van Christus. Dis eintlik sy his creed, weet, dis sy konstitusie vir vir 'n koninkryksleefwyse. So die goed het 'n geweldige impak in mense se lewens. Ek het dit al gesien in die verlede. So dis eintlik 'n deel van die vorige reeks wat ek hier geïnkorporeer het, fisies by die afwerking van die huis, want dit is waar ons moet uitkom. En Jesus het vir ons 'n klomp dinge gegee binne 3 hoofstukke in die Bybel, wat ons eintlik moet nastrewe en moet naleef. Daar's 'n klomp ander duisend ander goeters, maar in sy bediening was dit 3 groot goed wat gaan oor die koninkryk en 'n leefwyse binne die koninkryk. Want onthou, julle ken nou die dakkie, julle het nou die huis gebou, dak opgesit, die dak is God se liefde wat alles bedek, alles weet hoe sê hy, dit bedek alles, dit hoop alles, dit verdra alles. En dan het ons met julle gepraat rondom julle gawes wat die Here sê toe hy opgeneem is, het hy gawes aan die mense uitgedeel. En ek het vir julle gesê, jy kan nie sonder die liefde van Christus jou gawe uitleef nie, want as jy jou gawe sou uitleef en jy het nie die liefde nie, gaan jou gawe geen impak maak nie. So die bediening wat die Here aan jou gee, en dit is hoekom mense soos Mother Teresa en daai mense wat met daai geweldige welsynsgawe gesit het, waarvoor die Here hulle geroep het, net eenvoudig so 'n radikale invloed uitgeoefen het. Hulle het dit nie gedoen vir enige ander rede behalwe Christus se liefde nie. Ek het nou eendag 'n verhaal, ek weet nie of een van julle dit deurgestuur het nie, ek weet nie eens waar ek dit gesien nie, maar dit was een of ander suster, verpleegster wat in ek dink is in Mexiko of iewerster. Dit kan dalk in China wees, maar dit was so 'n plek, ek dink dit was in Mexiko, waar daar's die hele stad se vullishoop, die dumps, is bly daar honderde mense op daai vullishoop. Nou julle wat ons weet, ons in ons eie geleedere of ons eie milieu ken ons die omstandighede, veral toe die vullishoope nog hier naby was, hoe mense op daai vullishoope leef. En dan goed uitsoek, en as jy daar stop met 'n bakkie, is hulle almal op die bakkie en hulle sorteer die goed uit en hulle is amper beklei amper oor die goed wat hier inkom. Nou, die regering het niks aan daai mense gedoen nie, en dit het hierdie vrou verskriklik gepla.
En as ek dit nou reg kan onthou, was sy in die 60 jaar oud toe sy afgetree het by uit die kerk uit wat sy gedien het. En ek dink sy het 'n sterk of Anglikaanse agtergrond of 'n Rooms-Katolieke agtergrond, ek weet nie. Ek kan nie onthou presies die verhaal nie, maar dit het my aangegryp toe ek dit gelees het, maar sy was in die 60. Toe besluit daai vrou, sy gaan op haar damps bly. Want niemand gee om vir daai mense, hulle versorg nie daai mense nie. Daar's niemand wat mediese versorging doen nie, daar's niemand wat hulle leer nie. En sy het gaan navorsing doen, toe sien sy dat die dogters op 12 jaar raak hulle swanger. En dan op 13 jaar weer swanger, op 14 jaar weer swanger, op 15 jaar weer swanger. En dan letterlik hier teen 17 sterf hulle. En dit het haar verskriklik gepla. Want daar's geen mediese sorg vir die kinders, vir die babas of niks nie. En toe sy daarin, toe trek sy letterlik haar in. Hulle sit vir haar, hulle bou vir haar een of ander huis, 'n kamer daar, om tussen hierdie mense, en die mense kan dit nie verstaan nie, en sy begin hulle bedien met die liefde van die Here. En die geweldige impak wat sy gemaak het in die laaste seisoen van haar lewe op daai damps, hoe sy, ek moet eintlik 'n video gaan soek, julle is aangrypend om dit te kyk. Hoe sy letterlik daai mense getransformeer het van waar hulle was. Sy het skole gebou vir die kinders, sy het klinieke gebou op daai gronde. Hulle het vir klinieke op daai gronde gebou. Hulle het 'n klomp dinge gedoen toe die regering sien wat hierdie vrou doen. En die hoofrede was sy het tussen hulle gaan bly. Die liefde van Christus. So sy het nie omgegee om daar te bly. Sy sê dit was so erg in die begin. Jy kan nie, as jy nie gewoond is aan daai stank nie, kan nie. Nou julle ons was ons al baie by die asgate daai jare. Op by die filosope. Dit is nie 'n lekker plek om te wees nie. Weet, en hoe daai vrou uitgehou het daar. En die Here daai vrou absoluut gebruik het. En dit was vir my fenomenaal. Jy het dit nie gesien nie, Morney. Iemand, ek sal gaan kyk vir waar dit is, maar dit was vir my, dit my aangegryp hoor. Toe ek dit sien. En dit is 'n ware verhaal, né, van hierdie vrou. Maar wat vir my wat my van die meeste van alles aangeraak het, is dat hierdie vrou nadat sy afgetree het, dit gaan doen het. Want jy weet, ou dink altyd, okay nee, as jy nou gaan kyk in vandag se lewe, my neef hulle was gister by my, nou so 1 jaar ouer as ek, en hy het nou afgetree, en toe sê sy vrou gister, sy's 'n onderwyseres en sy's 'n briljante onderwyseres. Sy's by 'n privaat skool, gee sy Engels en ek weet nie wat sy vakke al is nie. En toe besluit sy nou, en sy sê nee, sy gaan ook nou volgende jaar aftree. Nou daai twee mense se kinders is almal oor see. Hulle ma's, hulle het altyd, al hulle familie het op een erf gebly. Haar ma het die erf langs aan gehad, daar, dit was hulle huis, hulle sy daar groot geword. Sy ma het by hom gebly. En hier sterf die, is net haar ma wat oor is. Nou tannie is nou 94, sy bly nou by haar seun in Pretoria. So daai twee mense bly nou in Boksburg. Daar's geen familielid meer daar nie. Die kinders is weg. Daar's niemand oor nie. Nou sit hulle daar, en al wat Andre doen is hy speel net maar paddle. Weet, om homself fiks te hou en homself besig te hou. Hy is eintlik 'n goeie sportman, so. Maar toe ek dit nou hoor gister, toe dink ek by myself, jy weet, hier's hy op daai ouderdom, en vir hom, weet, vir die meeste van die mense, hulle leef tot 60 en 65, en dan tree hulle uit hierdie sekulêre wêreld uit om net iets te gaan doen, weet, net iets wat hulle graag wil doen. En dan doen hulle dit, maar baie mense soos my broer, hy was 63 toe hy afgetree het, op 67 toe sy dood. Weet, hoe maak hy dit nie? So, weet, waar is sy lewe heen? So, die liefde van God bedek alles, dit hoop alles, dit verdra alles. So dis die dak wat ons opgesit het. Maar nou as die dak op is, nou moet jy iewers begin met die afwerking binne in 'n huis. Jy kan nog nie intrek nie. Jy het nog nie 'n stort nie, jy het nog nie 'n bad nie, jou mure is nog nie geteel nie, jou vloerbedekking is nog nie in nie, jou ceilings is nog nie in nie. Nou moet jy dit begin uitsorteer. En dit op sigself is 'n ander uitdaging en is 'n baie groot kostes. So hierdie hele reeks wat ek nou aanbied, gaan oor hoe ek Christus wat in my kom woon het, se lewe uitleef. Die liefde, hoe ek dit demonstreer. Met ander woorde, ek het dit nou ontvang, dit bedek alles, dit hoop aan, maar nou moet ek dit demonstreer, en dit is wat Jesus in hierdie 3 hoofstukke doen. Hy kom leer ons wat om te doen. So kom ons gaan kyk na Matteus, die 5de hoofstuk, vers 1 tot 3a. Kom ek wil dit vir julle lees sommer gou hierso. Matteus 5 vers 1 tot 3a. Ekskuus, ek net hierdie ding omdraai. Ons gaan eers bid en dan gaan ons lees.
Kan nie net hier begin sonder om te bid nie, vir die salwing van die Gees nie. Alright, kom ons sit net so en vra ons net die seën van die Here. Here, dankie vir u goedheid en u guns. Dankie dat u ons God en Vader is. En Here, ek het vanmôre 'n skrif aangehaal wat u, Heer, wat geskrywe is dat hy wat in die gestalte van God was, het dit geen roof geag om aan God gelyk te wees nie, maar hy die gestalte van 'n diensknegt kom aanneem. En Here, u het nie gekom om te ontvang nie, u het gekom om te gee. En ek wil in hierdie oggenduur bid en ek wil vir die Here vra, Here, help ons van hierdie aanduur, Here, dat u ons genade sal gee om dit wat u met ons deel ter harte te neem en dat ons sal verstaan, Here, dat wanneer ons in die liefde van Christus in begin stap, dan moet ons leef volgens daardie liefde en dit kos 'n prys. Help ons vanaand om die diepte van u lering hier aan u disippels, Here, te sien en te verstaan, sodat ons dit in ons lewe 'n deel van ons lewe kan maak. Ek eer u en ek loof u daarvoor en ek aanbid u, want u is die Here onsse God. Ek prys u groot en goddelike naam. Sal u ons dan so saam seën, Here? Dis my gebed in die naam wat ons liefhet, Jesus Christus. Amen. Maar dit kom ons lees saam Matteus 5 vers 1 tot 3. En toe hy die skare sien, het hy op die berg geklim. En nadat hy gaan sit het sy disippels na hom gekom. En hy het sy mond geopen en hulle geleer en gesê, salig is die wat arm van gees is. Salig is die wat arm van gees is, want aan hulle behoort die koninkryk van die hemele. So kan julle sien dat die inleiding tot hierdie hele skrif handel letterlik oor dis 'n koninkryksboodskap, want hy sê dit hier. So met ander woorde, hy praat oor God se koninkryk en onthou hierdie hele reeks gaan oor God se koninkryk. Wat is God se koninkryk? Hoe werk God se koninkryk? Wat is die sentrale lyn deur die Bybel wat God se koninkryk is? En God se koninkryk is nie 'n plek nie, julle. God se koninkryk is God se heerskappy en die plek is ek en jy. So met ander woorde, die hemel is God se heerskappy, is God se plek, maar ek en jy word uitgehaal uit die koninkryk van die duisternis en ons word oorgeplaas, sê die boek van Kolossense, in die koninkryk van die lig van sy seun. So met ander woorde, hy haal jou uit die wêreldse koninkryk uit en hy sit jou binne 'n koninkryk van sy heerlikheid. So die oomblik wanneer jy Jesus aanneem en die oomblik wanneer jy gered word, dan tree jy toe tot God se koninkryk. En dit is hoekom van daardie oomblik af wanneer jy die Here aangeneem het, word jy eintlik uit God gebore deur die bad van wedergeboorte en kan jy God jou Vader begin noem, want nou is jy uit God gebore. Dis hoekom die Here vir Nikodemus sê, Nikodemus, voorwaar ek sê vir jou as iemand, ek sê vir jou as enige persoon nie weergebore word nie, kan hy die koninkryk nie sien nie. Met ander woorde, jy kan dit nie verstaan nie. Daai woord sien beteken insien. Jy gaan dit nie kan begryp nie. Dit help nie ek verduidelik jou nie. Jy gaan dit nie kan verstaan nie. Jy moet eers weergebore word. En wedergeboorte het twee bene waarop hy staan. Altyd water en gees. En jy kan maar gaan kyk. Dwars deur die Bybel. Hy sê vir Nikodemus, as jy nie weergebore word uit water en gees nie, kan jy in die koninkryk van God nie ingaan nie. Dis die tweede in vers 5 daar. So met ander woorde, as ek vir jou sê, gee vir my die sout en peper aan, wat gaan jy my aangee? Die sout en peper. As ek vir jou sê, gee my die pen aan, wat gaan jy my aangee? As ek vir jou sê, gee my die pen en die potlood aan, wat gaan jy my aangee? Hoekom gee jy my die potlood en die pen aan, as ek vir jou sê, gee my die pen en die potlood aan? Want die en-woord is 'n verbindingswoord, is 'n lidwoord, of wat jy dit ook al noem, en daai woord verbind die twee konsepte met mekaar. So in jou gedagte is daar geen weerstand of geen twyfel dat as hy vir jou sê, gee my die graaf en die krywe aan, dat jy albei moet aangee nie. So dit is in ons sekulêre lewe beleef ons dit gee my die koppie en die piering aan. Dan gaan jy vir hom albei aangee. Nou kom Jesus en hy sê vir Nikodemus, wie die moderator van die kerk in daai jare was. Nikodemus, as jy nie weergebore word uit water en gees nie. So met ander woorde, Jesus koppel daai twee aan mekaar. Julle, hoekom? Want die oomblik wanneer jy deur die bad van wedergeboorte gaan, sterf jy die ou lewe af en word jy in Christus 'n nuwe skepsel. Die ou dinge het verbygegaan. Kyk, ek maak alles nuut.
So jy moet deur die bad van wedergeboorte gaan. Dit is 'n groot die doopbad is 'n groot genoeg baarmoeder om jou 5'12" lyf te kan handle. Okay? Hy het tot 10 nie gehandle en hy het tot van Marius. Ja, ek het nogal gesukkel om Marius uit daai water uit op te kry want kyk, daai perd is swaar hoor. Maar ons het dit reggekry. So maar met ander woorde, so die Here se woord is uitdruklik. Jy moet in dit ingebore word. Nou gee hy vir ons sekere riglyne nadat ek nou so gebore is, want onthou jy word mos gebore binne die konteks van 'n vader en 'n moeder se huis. En binne daai huis is daar reëls. Binne daai huis is daar 'n spesifieke opvoeding. Binne daai huis is daar sekere dinge wat jy mag en nie mag nie, as moets en as moenies. En 'n kind weet dit. Hy weet dit want jy voed hom op daarin. Nou kom die Here, nou sê hy jy's in my huis. Nou gaan ek vir julle sê hoe leef julle binne in my huis. En dit is waaroor hierdie ding gaan. Nou sê hy hierso. En toe hy die skare sien, het hy op die berg geklim. So wat sien Jesus hier? En toe hy die skare sien, het hy op die berg geklim. Wat sien hy hier? Hoe weet ons is baie mense? Want die woord skare sê dit vir ons. Die woord skare, julle skare is nie 10 mense nie. Die skare is 'n klomp mense. Toe hy die skare sien, sê hy het hy op die berg. Nou hoekom klim hy op die berg? Want in die eerste plek is hy soek hoogte om hierdie ouens te kan bedien, maar hy het 'n boodskap hier wat hy eintlik tot 'n nader groep wil bedien, want onthou, daar's 3 groepe letterlik in die Bybel wat ons baie duidelik sien. Jy kry Jesus se volgelinge, sy disippels, en dan kry jy kry Jesus se apostels, dit is sy 12 ouens wat die naaste aan hom geloop het, waarvan aan daai 12 eintlik 3 was wat hy baie meer 'n nouer pad van geloop het, naamlik Petrus en Johannes en Jakobus, dis die 3 ouens daar. En dan die ander 9 is dan ook nog daar, met ander woorde wat hy nou op. Dan kry jy sy disippels. Nou wat is dan sy disipel? Dis die mense wat klare besluit geneem het om hom te volg. Okay? Maar dan kry jy die skare. Wie's hulle? Dis die ouens wat kom want hulle het gehoor en hulle het 'n behoefte en hulle wil kyk wat hier gebeur. So dis die klomp nuuskierige ouens wat nader stap met 'n behoefte of wat ook al hulle motief was om te kom kyk. So kan jy sien daar's 3 kategorieë binne die mensdom hier. Jy kry die skare wat gekom het vir die visse en die brode. Okay? Hulle het gehoor van Jesus en hulle wil hoor wat hy sê. Hulle het nog nie 'n kommitment waarskynlik gemaak nie. Maar dan kry jy sy disippels wat klare kommitment gemaak het tot 'n mate en dan kry jy sy apostels wat alles oorgegee het. So dit is die kategorieë wat jy daar kry en ons moet dit verstaan vanaand, né? So nou kom hy en hy praat en hy sê dit hier so mooi. Hy sê en toe hy die skare sien, so hier's 'n klomp mense voor hom. Het hy op die berg geklim en nadat hy gaan sit het wie na hom gekom? Het sy disippels na hom gekom en hy het sy mond geopen en hulle geleer en gesê salig is. En ek wil eers net daar stop. So salig is. So wat sê hierdie skrif vanaand vir ons? In Hebreërs 6 vers 1 en dis die skrif wat hierdie hele reeks mee begin het wat ons gesê het. Daarom moet ons nie bly by die begin van die prediking aangaande Christus nie. Ons het hierdie skrif al 1000 keer oor die afgelope jaar vir mekaar gesê. Maar wat moet jy doen? Jy moet nie bly by die begin nie. Wat moet ek en jy doen? Ek moet voortgaan. Dis 'n progressiewe woord. Met ander woorde, dis 'n geestelike groeiproses. Jy moet voortgaan. Nou julle my dogtertjie het Vrydag self 40 days in matriek gevier. Nou dis 'n laatlam dogtertjie, sy's nou 18 jaar oud en sy bestuur nou haar eie kar en sy ry nou waar sy wil en sy dink sy's nou groot. Maar sy het nou 40 days, hulle het 40 days gehad. My kind so kyk, toe dink ek, Here, 18 jaar is verby. En sy's nou daar. Jy weet, so jou lewe gaan verby en nou kyk ek terug na haar lewe en sê ek maar sy was so 'n ou dogtertjie, klein ou babietjie wat ons daar rondgedra het. Ek het by die halfnagte van gebed met daai kind op my arms geloop. Dan het ons deernagte en halfnagte van gebed, dan dra ek haar terwyl ek daar loop en bid in die kerk en terwyl ons God se aangesig soek. Ek onthou dit soos gister, julle. Dan raak sy naderhand aan die slaapie op my skoot en op my skouer terwyl ek loop en bid in die aangesig van die Here soek.
waar ons almal by mekaar is vir daai 6 of 8 uur of hoe lank ouens gekom bid het vir daai hele nag partykeer waar ons die aangesig van die Here terwille van Suid-Afrika het ons sulke deernagte en halfnagte van gebed gehou. Ek dink ons moet 'n bietjie hier eenhou. Okay, laat ons bietjie ouens kan leer om te bid. So weet dit is nogal lekker om dit te doen, maar dit is 'n fris, dit is weet jy moet jy moet nou wakker sit dat jy nie in die slaap val daar nie, né? So en jy moet bid. So met hierdie skrif sê, jy kan nie bly. My dogtertjie kon nie bly by daardie baba. Sy moes van self het sy groot geword omdat sy gestimuleer was met die liefde van haar ouers deur die skool waardeur sy gaan het, in die opleiding waardeur sy gaan het, in die opvoeding wat sy gekry het, onder haar 2 groter boeties en al hierdie dinge. So sy het gegroei en haar groeiproses was spontaan. Ons groeiproses is spontaan, julle. Nou sê die skrif, jy kan nie bly daar nie, jy moet spontaan groei in Christus Jesus, want dit is sy plan en sy wil vir jou lewe sonder om weer die fondament te lê van die bekering, van die geloof en die doop, van die handoplegging en van die opstanding uit die dode en die ewige oordeel. Dit impliseer dat as ons tot God se koninkryk toe, die oomblik wanneer jy toetree tot God se koninkryk, is geestelike groei onvermydelik. Julle, 'n kind wat gebore is en nie groei nie, is 'n gebreklike kind. Is ek reg? So met ander woorde, 'n kind wat spontaan al die elemente besit en al die fisiese eienskappe besit van 'n normale kind, daai kind gaan groei. Of jy dit wil hê of nie, jy gaan skoene koop elke jaar. Okay, want hy groei uit sy skoene uit. So, dis 'n spontane proses. Jy kan nie daar bly nie. So, hierdie skrif impliseer dat ons die oomblik as ek in Christus begin leef, moet ek geestelik vorentoe gaan. Ek kan nie, weet jy, iemand het eendag 'n stelling gemaak. Ek kan eintlik nie eers vandag sê ek is waar ek gister was nie. Want ek behoort nie daar te wees nie. Het julle gehoor wat ek sê? Want dan het ek gestagneer vir een dag. Dan het ek eintlik as 'n skrif wat Paulus sê, moenie veragter in die genade nie. Het julle al daai ene gelees? So, ons veragter in die genade, hoekom? Want ons koppel ons nie self aan 'n proses om geestelik te groei nie. Ons laat nie toe dat God met my 'n pad loop nie, want die wêreld absorbeer ons totale menswees tot so 'n mate dat ons het nie tyd om allerlei dinge vir die Here te doen nie. So luister nou mooi. Hy sê vir ons, en nou moet ons na God se vereiste vir 'n koninkryk gaan kyk. Wat is God se vereiste? 2 Petrus 1 vers 3 tot 4. Immers, sy goddelike krag het ons alles geskenk tot die lewe en godsvrug uit ons alles geskenk wat tot die lewe en godsvrug dien. Hoor wat sê hierdie skrif. Hy het alles aan jou gegee. Die woord geskenk beteken jy het niks gekry. Tot wat? Tot godvrug. Hy sê deur die kennis van hom wat ons geroep het deur sy heerlikheid en deeg waardeur hy ons die grootste en kosbare beloftes geskenk het sodat julle daardeur deelgenote kan word van die goddelike natuur. So waar wil God my en jou hê? Met goddelike natuur, julle. Nie 'n wêreldse natuur nie, nie 'n menslike natuur nie, 'n goddelike natuur. Nou hoe lyk 'n goddelike natuur as ek dit moet vergelyk? Jesus se voorbeeld. Dis 'n goddelike natuur. Dit is hoekom hy skrif in Hebreërs sê, jy kan nie hier bly nie, maar jy moet groei tot die volmaaktheid wat daarin Christus Jesus is. Dis 'n goddelike natuur. Nou kom Petrus en julle, dis nie 'n ding wat oornag gebeur nie. Ek het dit vanmôre het ons daarop stil gestaan. Jou volmaaktheid gaan nie kom terwyl jy nog asem in jou lewe het nie. Jou volmaaktheid gaan die dag kom wanneer die Here jou kom haal en by die opstanding uit die dode. Dis wanneer jou volmaaktheid gaan kom. As jy in die Here, ek praat van as jy in die Here bly. Hoekom? Want hy sê dit, ek het vanmôre daaroor bedien. Luister maar die preek wat vanoggend uitgegaan het, as julle nou 'n bietjie dit tyd het, maar maak maar tyd. So jy en ek moet verstaan, God se verwagting oor Henry Nel se lewe is 'n konstante groei in Christus. En in die begin is daai kurwe so. Maar hoe langer jy op die pad loop, hy plat so 'n bietjie af. Hoekom? Want in die begin is dit wow,
En dan begin die lewe mos nou sy tol eis en jy begin allerhande noodsaaklike dinge moet doen en jy het kinders om groot te maak en ek sien mos nou hardloop almal rond met die kinders en die wêreld en al die goed wat jy moet doen julle en daai goed vat jou tyd op en dit absorbeer jou lewe wat jou eintlik onderdruk. Dis hoekom iemand het eendag gesê, het 'n satanis so storie geskryf tot bekering gekom het. Toe vra hulle vir hom, wat bid die satanis? Dit sê nee, ons bid nie dat hulle dit doen of dat doen of dit of dat doen. Hy sê al wat ons bid is, hou hulle besig. Hou hulle besig, hou hulle besig, hou hulle besig. Dat hulle nie by God se dinge kan uitkom nie. Want as jy by God se dinge uitkom, dan gaan jy iewers iets hoor en God gaan hy saad wat gesaai word in jou lewe laat ontkiem. Nou kom Petrus en hy sê immers sy goddelike krag het, dis verlede tyd, vir my en jou alles gegee wat tot die lewe en godsvrug dien deur die kennis van hom wat ons geroep het deur sy heerlikheid en deeg waardeur hy ons die grootste en kosbare beloftes geskenk het sodat julle daardeur deelgenote kan word van wat? Van sy goddelike natuur nadat julle die verdorwenheid ontvlug het. Nou wanneer het ek en jy die verdorwenheid ontvlug? Vir jou bekering. Wat se verdorwenheid? Die effek van sonde. So kan jy sien, ons kan nie by sonde bly nie. Ons moet deur dit breek, want jy het dit afgesterwe in Christus. En daar's 'n skrif wat sê, as ons aanhou sonde doen, dan kruisig ons Christus vir 'n tweede keer, en daar's geen offergawe vir dit te bring nie. So ons kan nie aanhou met dieselfde probleem, dieselfde sonde en dieselfde swakhede in ons lewens nie. So Petrus skryf hierdie woorde en daar's soveel inligting in hierdie een skrif julle dat dit eintlik amper dis amper mind-blowing om te sien hoe hy in hierdie een letterlik een versie vir ons soveel dinge sê, maar wat die einddoel is, 'n goddelike natuur. Dis wat die Here ons wil hê. So Petrus sê hier vir my en vir jou dat Jesus ons gered het en deelgenote van sy natuur gemaak het. Met ander woorde, ons moet soos Jesus wees. Ek moet soos Jesus leef. Ek moet doen wat Jesus gedoen het. So mense, baie keer kom mense met baie teologiese stellings. Hulle kom baie keer met baie redeneringe, veral in die teologiese wêreld. Want ons wil alles beredeneer, maar ek het op 'n stadium tot 'n slotsom gekom. As jy net gaan doen wat Jesus gedoen het, dan gaan jy aan die ander kant arriveer. Hy wys dit. Waar begin hy sy geestelike roete? Wat ons sien? By die doop. Nou redeneer die mense oor besprinkeling of groot doop. Moet ek gedoop word, moet ek nie gedoop word nie? Wat gaan jy doen as jy agter Jesus loop? Jy gaan agter hom loop en nou glo jou kerk nie jy moet groot gedoop word nie, want Jesus was 33 jaar toe hy gedoop was, of 30 jaar oud, toe hy gedoop was. Nou kom jy tot by daai doopbad, en sê, no, hoor hierdie gemeen, my kerk leer nie hierdie dinge vir my nie. Jesus gaan daar deur, wat doen jy? Jy stap so 2 tree links en jy loop verby die doopbad en jy kom weer daardie tyd terug en nou is jy weer agter Jesus, nou gaan jy. Nee man, doen wat hy gedoen het. Hy was lief vir mense, hy het omgegee, hy het alles prysgegee, hy was nederig. Al die eienskappe wat Christus besit het, wat my en jou aangryp, dis waarby ons moet uitkom in ons lewe. Okay? Hy het elke dag het hy sy lewe gegee om te word wat God, sy Vader wou gehad het, hy moet wees. Met ander woorde, hy het dit vanoggend daai skrif van Hebreërs die 10de hoofstuk. Hy sê ek het gekom in die boekrol is dit van my geskrywe om wat te doen? Om u wil te doen, o God. So ek en jy is geroep om God se wil te doen. Niks anders nie, God se wil. En wanneer ek oplyn met God se wil, baie mense dink, as ek nou gaan oplyn met God se wil, dan is al hierdie lekker dinge in die lewe vir my nou nie meer beskore nie, is weg. Julle, dis nie waar nie. As jy oplyn met God se wil, lyn jy op met sy blessings. Jy lyn op met sy lewe, jy lyn op met sy krag, jy lyn op met sy gesindheid, jy lyn op met alles wat in Christus vir my en vir jou is. So lyn daarmee op in sy lewe. In 2 Petrus 1 vers 5 tot 9 sê, en juist daarom ook moet julle met
aanwending van alle ywer by julle geloof voeg. Met aanwending van wat? Alle ywer. Alle ywer. Wat se ding is alle ywer? Jy moet so 'n bietjie ywerriger wees as net gewoonweg ywer wees. Jy moet konstant ywerig wees. Dis eintlik wat hy sê. Met alle ywer by julle geloof voeg die deeg, by die deeg die kennis, by die kennis die selfbeheersing. So daai kwaadword stories wat ons so maklik doen, moet ons nie meer doen nie, né? Okay, ek het nou eendag toe sien ek ook iemand stuur vir my so getuienis van een of ander sendeling wat ek iewers ter was en ek weet nie of dit een van julle is wat dit gestuur het nie en hier weet hy was op 'n plek en hy het hierdie klomp pineappels geplant en ek weet nie as jy wat dit gestuur het Jan en hulle steel sy pineappels almekaar. Laat hy nie eens een pineappel kry om te eet nie. Want die oomblik as die pineappel ryp kom, dan kom die gemeenskap en pluk hulle die pineappels af. En dan kom enige ou by hom en sê vir hom, "Haai wit man, hoekom is jy altyd kwaad?" Hy's 'n sendeling. Hy sê, "Maar wit man, hoekom is jy altyd kwaad?" Hy sê, "Want julle steel my goed." En hy gaan toe na die Here toe en hy sê vir die Here, "Maar wat is hier aan die gang?" En die Here sê vir hom, "Gee jou pineappels weg. Gee dit weg. En raak ontslaaf van die las." En hy kom terug en hy gee die pineappels weg en hulle steel sy pineappels en hy plant pineappels en hulle vat die pineappels. En naderhand kom hulle agter hy beklei nie meer met hulle, hy is nie meer kwaad vir hulle nie. En iets begin gebeur. En sê vir hom maar, "Hoekom beklei jy nie meer met ons nie?" Hy sê, "Ek het my pineappels weggegee." Hy sê, "Vir wie het jy die pineappels weggegee?" Hy sê, "Nee, ek het dit vir die God van hemel en aarde gegee." En hulle sê, "Maar wie is hierdie God?" En skielik maak die Here op sy manier met 'n sekulêre ding die ouens se verstand oop om te verstaan daar's 'n God wat lewe. Maar terwyl hierdie hele gebeurtenis afspeel, gebeur daar iets binne daai tribe. Hulle het kry nie meer oeste in nie. Hulle kinders raak nie meer swanger nie. Allerhande goed gebeur totdat die chief naderhand uitkom en sê, "Maar wat gaan nie aan?" En sê, "Ek het dit weggegee. Dit behoort nie meer aan my nie." En die uiteinde van daai verhaal is hoe dat hulle landerye pineappels plant met daai mense. En ek weet ek kan nie eens mooi onthou presies wat daar gebeur het nie, maar hoe hulle 'n kragtige oes te begin inkry in daai hele gemeenskap en daai hele gemeenskap uit die ding begin baat. Net omdat hy weggegee het. Hy dit wat vir hom belangrik was weggegee. Verstaan jy? Wat het hulle gedoen? Ja, ek gaan kyk 'n bietjie op. Jy moet miskien op die groep sit. Dit is 'n baie kwaai storie daai. Dit het my nogal aangegryp hoor. So as jy 'n pineappel het om weg te gee dit maar weg. Want jy gaan die Here se heerlikheid sien. God gaan nooit wegvat. Hy gee altyd terug. Maar God gebruik baie keer op 'n buitengewone manier iets om iemand te bereik. En dit is waarby ek en jy moet uitkom. Jy weet, so maak vir jou vriende deur die onregverdige mammon. So gebruik dit wat jy dink, die Here kan dit nie, hy gaan dit gebruik. Jou talent, jou gawe, jou woord, jou bemoediging. Ek het 'n ou tannie Valerie, sy is ook nou 94. As daai tannie jou bel op jou verjaarsdag, hy lê. Nie oor dat sy vir jou 'n negatiewe, jy huil oor die bemoediging wat sy jou gee. Want haar woorde is so selektief en sy skryf dit nie neer nie. Sy gee dit vir jou uit haar hart uit. Wat sy met jou praat, sy begin en praat en dan gaan sy oor na die gelukwense toe en dan begin sy met jou deel net daai oggend wat die Here met haar gedeel het. En dit raak jou gees so diep aan dat jy nie anders kan as om 'n traan af te vee nie. So dis 'n gift. Gebruik wat jy het, gee weg wat jy het, gee dit vir ander mense. So hy sê hierso, en by die selfbeheersing die lydsaamheid, die godsvrug en die godsvrug die broederliefde en by die broederliefde die naaste liefde, want as hierdie dinge by julle aanwesig is en toeneem. Daar's die sleutel. Nie as hierdie dinge by jou aanwesig is nie. Maar wat moet met dit gebeur? Wat moet met die godsvrug? Wat moet met die lydsaamheid? Wat moet met die selfbeheersing gebeur? Dit moet toeneem. Jy moet groei daarin. Die woord toeneem beteken jy moet daarin ontwikkel. Okay? So ek sê vanmôre vir die ouens, weet ek het in hierdie week nou weer of verlede week sulke stelle afgetrap in die stadsraad, ek moet nou weer teruggaan, dat ek nou nie meer lus is om terug te gaan nie, want
elke keer as ek teruggaan soontoe, dan ontstel hulle my gees en dan moet ek my 2 dae vat om te bely, om te sê Here, vergewe my en help my dat ek net kan recover en want jy kry die goed nie uitgesorteer nie. En ek sit 45 minute daar en dan staan daar 'n ou en sê hoorie sorry, aflaai. Jy kan maar hier sit tot die en dan sê ek wanneer gaan dit aankom? Nee, ek weet nie, miskien môre. Nee, ek gaan nie aan sit tot môre toe nie. Nie op hy stalstoel nie. Okay. En dit gebeur 2 keer agter mekaar julle. Nou sê iemand vir my hierdie week, hoorie so ek weet nie hoe gebeur dit net met jou nie. Ons het al saam toe gegaan, dan gebeur daar goeie dinge, weet ons sukkel nooit daarmee nie. Sê ek lees dit nou en dink miskien is dit 'n selfbeheersing probleem. Okay, wil die Here nou vir my sê, hoorie, ek gaan nou hierdie ou pineappel vir jou laat steel elke keer totdat jy dit begin weggee. Okay. Totdat jy dus sê, okay, dis nou okay. Jy kan nou maar aangaan. Gee my maar nou vrotdiens, doen wat jy doen en ek sal maar hier wag. Ek gaan maar môre weer terugkom. Ek sal oormôre weer terugkom. Totdat dit gebeur, dan gaan ek dalk gebless raak daar. Want dis eintlik wat hier staan. Julle, daar's nie verskoning vir swak diens nie, want dit is mense is nie meer commit tot hulle werk nie en dit is ook 'n sonde. Maar dit is 'n elementêre ding en hier sê ek moet toeneem in selfbeheersing. Ek moet toeneem in Godvrug. Ek moet toeneem in lydsaamheid. So al hierdie dinge moet ek en jy in konstant groei, julle. Hoekom? Want dit is die ultimate wat in Jesus gemanifesteer het. Nou gaan hy aanhou sê hy dit moet toeneem, dan laat dit julle nie ledig of onvrugbaar nie. Die voordeel van so 'n leefwyse is tot die kennis van ons Here Jesus Christus nie, want hy by wie hierdie dinge nie aanwesig is nie, is blind, is kortsigtig en het die reiniging van hulle vorige sondes vergeet. So met ander woorde, wat het jy vergeet? Jou wedergeboorte. Die reiniging van jou bekering. So hoekom want jy keer terug na die ou lewe toe. Nou ek weet hierdie goed geld nie vir julle vanaand nie want julle is almal lankal al daar. Dis net ek wat nou met hierdie goed sukkel, né? So neem toe. Maar nou is jy daar. Hoe gee ons 'n taxi weg? Jy moet geduld weggee. Petrus beweer dus dat elke kind van God 'n doelbewuste poging moet aanwend om die karakter van Jesus te ontvang. Dis wat hy eintlik hier sê. Want as ons daarin toeneem, as ons daarin groei, laat dit ons nie ledig nie. Die woord ledig beteken barren, dit is useless. Dit laat jou nie useless nie. Of onvrugbaar, unfruitful nie, en daarom het Jesus tydens die bergpredikasie aan ons sy vereistes met betrekking tot 'n koninkrykskarakter gegee. Julle, hy spel vir my en jou 'n koninkryksleefwyse uit in 'n neutedop. En as ek en jy dit kan verstaan en dit begin doen, gaan jy die vrugte opsien. En weet jy wat gebeur? Ou hoor hierdie goed, maar mens moet hierdie goed amper elke jaar hoor. Want jy hoor dit en dan raak jy so half bietjie reluctant. Jy weet jy raak so bietjie dan los jy dit. Jy vergeet dit. Dan keer jy half terug na jou ou patrone toe. Want hoekom jy het 'n geneigtheid want die ou vlees is mos nog daar. Hy's nou wel weggewas, maar die duiwel is nog steeds daar. En jou verstand is nog steeds daar. So hy wil heeltyd hierdie goed, die patrone in jou, ek noem dit 'n familiar spirit. Jy kry baie keer dat daar so 'n ding wat hy ken jou swakheid as aggressie jou swakpunt is of as jy het groot geword, dalk die vrou het groot geword waar die ma op die pa geskree het of andersterom. Dan gebeur daar goed binne in die huis en dan daai kind word so groot en hy leer of sy leer dit en die dag wanneer hulle in daai patroon inkom, dan wat gebeur as hy selfe situasie hom herhaal? Dan tree hy kind net so op. Verstaan waar kom dit nou vandaan nie? Dan jy kan nie verstaan nie, waar kom dit vandaan? Dis gemodelleer. Dis diep in daai kind se wese ingesit. Dis net God wat dit kan uithaal. En dit is die goed wat ons van ontslae moet raak in ons lewens. En hoe langer ons 'n pad met God loop, hoe meer raak ons bewus van dit. En hoe meer help die Here ons eintlik om éventueel ontslae te raak van 'n klomp van hierdie goed. Julle, hierdie patrone is vasgelê in mense se lewens. Ons sien dit in berading konstant. Waar mense sukkel om oorwinning oor hierdie tipe goed te kry. So, Petrus beweer dus dat elke kind van God 'n doelbewuste poging moet aanwend om Jesus se karakter te kry. Maar hoor wat sê Matteus 5. En ons het dit nou nog gelees. En toe hy die skare sien, het hy op die berg geklim. En nadat hy gaan sit het hy sy disippels na hom gekom. So wie kom na hom toe?
Die skare of die disippels? Die disippels. So hier's 'n baie closer, kan jy sien, verhouding nou, as die skare wat daar buitekant is. Hy klim op die berg en hierdie disippels volg hom op die berg. Die ander was nie lus om op daai berg te klim nie. Ons het baie op die berg gaan bid daar by Akka en daar by waar lewende waters is en mense, ek kom op 'n berg te klim is 'n effort hoor. En val as jy ouer raak, dit kos dit vat nog 'n ou se body. Jy's nogal moeg as jy daarbo kom. Almal wil dit nie doen nie. So Jesus gaan klim op die berg en net sy disippels klim saam met hom al. Want hoekom? Hulle weet. Hy het dalk vir hulle gesê, kom, ek wil met julle praat. So nou deel hy met hulle. Die skare dalk onder gebly, maar sy fokus hier sê disippels. Hy praat met hulle wat reeds 'n kommitment gemaak het. Die ander kon hom heel waarskynlik hoor, maar hy praat hier spesifiek met elkeen wat op die pad van groei is. Wat die ou lewe klaar verlaat het. Hoekom? Want hy wil hê jy moet vorentoe gaan in jou geestelike groei. En toe hy die skare sien het op die berg geklim, en sy disippels het na hom gekom en hy het sy mond geopen en hulle geleer en gesê. So wat leer hy hulle? Salig is die wat. Nou julle in Afrikaans is die woord salig so 'n bietjie 'n va-woord. Dis nie 'n baie moderne, veral die jong mense, ek dink as die jong mense weet daar bestaan 'n woord so salig. OK. So salig in die konsep wat hier gebruik word, moet ek en jy verstaan. Want daar's 'n baie diepte rondom daai woord. So wat beteken salig? Die Engelse Bybel sê plain common happy. Blessed. Ander plek van die vertaling sê happy. So die woord salig beteken gelukkig. So gelukkig sal jy wees, happy, blessed. So kan jy sien, dit is 'n nou kom ons draai die vraag om. Wie van ons wil eintlik hierdie geluk sien? Wie van ons wil hierdie blessing sien? Ons almal. Niemand wil nie God se blessing op hulle lewe sien nie. Nou sê hy vir hulle, as julle die blessing wil sien, dis wat julle moet doen. Salig is julle. Nou noem hy 'n klomp goed. Nommer 1, wat arm van gees is, wat treur, wat sagmoedig is, wat honger en dors na geregtigheid, wat barmhartigheid bewys, wat rein van hart is, wat vrede maak, wat vervolg word ter wille van geregtigheid en die naam van Jesus Christus. Kan jy sien hier's 8 dinge wat die Here sê. As jy ware geluk in jou lewe wil ervaar, moet jy dit doen. Nou, op die oog af lyk dit nou nogal vaag. Jy weet, ek meen, maar nou sê hy dit vir ons, jy moet arm van gees wees, jy moet treur. Nou is klaar 'n klomp, as jy net daai 2 eerste goed lees, dan dink jy nou aan jouself, maar Vader, hoe connect geluk met dit? Verstaan jy? Dit lyk of dit buite diepte is, of dit buite orde is, maar dit is nie wat hier gebeur nie. Jy gaan nou presies sien waaroor hierdie goed gaan in die volgende paar lesings. Dis hoekom jy 'n A, B en 'n C is, want ek hanteer elkeen van hierdie goed apart. Dat jy kan presies sien waaroor dit gaan. So, hiermee sê Jesus, of stel Jesus sy koninkryk bekend. En ek wil hê jy moet mooi gaan verstaan. Dit verskil in wese, totaal en al, van 'n aardse koninkryk. So, daai 8 goed wat Jesus daar gee, is die norme, is die norms of die norme van sy koninkryk. En as jy daai 8 goed vat en jy lees dit net so af, dan's dit presies die teenoorgestelde in die wêreldse koninkryk. En dis 'n beginsel wat ek en jy moet verstaan. OK? Bob Mumford noem dit the opposite spirit. So, die oomblik wanneer jy in God se koninkryk begin funksioneer, dan begin jy funksioneer in die teenoorgestelde gees. As iemand jou op die een wang slaan, wat sê die Bybel moet jy doen? In die wêreld as 'n ou jou op die een wang slaan, wat moet jy doen? Nou, kyk jy hoe hard jy hom kan terugklap, né? OK. So kan julle sien, dis totaal die teenoorgestelde. As jy in hierdie wêreld iewers wil kom en aansien wil hê,
moet jy 'n goeie bankrekening en 'n goeie voertuig en 'n goeie geleerdheid hê. Dis teenoorgestelde in God se koninkryk. Hy vat die mees awkwardste 12 ouens wat uitgeval het onder hulle rabbi en maar net die ambag van hulle paas gaan doen het. Hulle kon nie kwalifiseer in die geestelike lewe en hulle het fisies van 6 jaar oud tot 12 jaar daar gesit en op 12 jaar het hy rabbi so gekyk en gesê okay, nee, hierdie perde gaan dit nie maak nie. Maar daar's iewers 'n skrif wat hy sê maar is hierdie mense nie ongeleerde manne nie. So hulle het waarskynlik ek weet nie of hulle kon skryf, mens weet nie. Hulle was ongeleerd. Tog vat Jesus hierdie ouens wat in die wêreld so niks is nie. En is dit nie eintlik 'n wonderlike Here is nie? Dat dit by hom maak dit nie saak. Maar God gebruik nie net hulle wat niks is nie, hoor. Ek het eendag 'n preek oor gepreek. Hy gebruik in Nikodemus wat die hoof van die kerk was. Hy gebruik 'n ryk jong man wat sy graf vir hom gee. Hy gebruik 'n Paulus wat ek weet ek het eendag gelees hy kon iets so 7 tale praat. So hy was aan die voete van Gamaliel grootgemaak wat in daai stadium die beste universiteit van in Jerusalem was. So Paulus was hoogs geleerd. Hy gebruik die een wat wil. Dis wat hy gebruik. So jy hoef nie vandag bekommerd te wees. Dis waar ek is. Ag, weet ek is nou nie so slim soos daai een nie. Ek is nou nie so geleerd soos daai een nie. Ek het nou nie die persoonlikheid wat daai een het nie. Die dogters vir al die tienermeisies, weet jy, ek het nou nie die looks wat daai een het nie. Ek is nou nie so mooi gebou soos daai een nie. Ag, goeie tog. In God se koninkryk maak daai goed geen saak nie. Wat by God saak maak is karakter. Wat is in jou karakter? Is Christus se karakter jou karakter? Wat is dit wat mense sien? So, Jesus sê dus, dat gelukkige mense is mense wat? Arm van gees is, hulle treur, hulle is sagmoedig, hulle is honger en dors na geregtigheid, hulle ander help en aan hulle gee, opreg van hart is, hulle sal vrede maak, hulle sal vervolging ly en hulle sal bereid wees om bespot te word. 9 maal verbind Jesus ware geluk, hoor my mooi, aan dinge wat ons uit 'n menslike oogpunt as elende beskou. So hy vat die teenoorgestelde, die slegte kant van die lewe, vat hy en in sy koninkryk lig hy dit op en word dit jou sterkste punte, as jy dit kan verstaan. So kan jy sien, daar's 'n groot stuk transformasie wat in almal van ons se lewens moet plaasvind. Ek moet van dit afskuif na dit toe. Hierdie goed werk in my in die teenoorgestelde kant, aan die ander kant van die muntstuk werk dit normaalweg teenoorgestel. Nou kom Jesus en hy sê draai die muntstuk om en verander dit. En dis 9 elementêre beginsels wat ek en jy sal kan uitleef as ek in Christus bly met 'n belofte dat dit aan my ware geluk sal gee. Nou vra ek jou weer, wil jy regtig gelukkig wees in die Here? As ons dit wil hê, is dit die 9 goed wat ons moet najag. Is dit die goed waarna ons moet streef? 9 maal verbind Jesus dit aan ware geluk. Met ander woorde, ware geluk se oorsprong is, hoor my mooi, ware geluk se oorsprong is elende. Dis nou 'n bietjie 'n radikale stelling, jammer vir jou om dit te sê, maar dis wat hier staan. Want kom ek sê nou vir jou, is armoede elende? Is treurigheid elende? Tog gebruik hy hierdie ellende toestande en hy draai dit om en hy sê, as jy dit reg interpreteer en reg daarvolgens lewe, gaan jy smile forever, man. Okay, so ek weet julle smile nie nou so baie groot nie, so julle het nog nie geleer nie. Okay. So ek hoop volgende week gaan julle 'n paar smiles op julle gesig hê. Hierdie goed behoort eintlik op jou kar se spieeltjie geplak te wees. Dit behoort iewers op jou windskerm te staan. Dit behoort op jou yskas te wees. Dit behoort voor op jou Bybel geplak te wees.
Want as jy hierdie 9 prinsipels verstaan in sy koninkryk, gaan niks God se geluk in jou lewe ooit kan stop nie. Niks. Maar omdat dit teenstrydig is met my menslike wese, met my vleeslike lewe, is dit nie so maklik om dit te doen nie. Jy het God nodig om dit te doen. So gelukkig, wat sê die wêreld, is die go-getter. Gelukkig is die mens wat almal uit sy pad uit wegvee, sodat hy eerste kan wees. Julle, daar was nou nog een of ander groot fight in die rugby wêreld tussen 2 skole. Nogal een van die hogere skole hier in die ooste van Pretoria en 'n skool in Boksburg. My neef was toevallig in vroeër jare gelede in daai skool, E.G. Jansen. En ek kon nooit, ek het nie eintlik regtig geweet wat agter die kap van die byl wat het gebeur daar nie, wie se skuld was dit nie. Iemand het my eintlik gesê dis die skool in Boksburg, dit is 'n gewoonte, hoor ek. Nee, dit is nie so nie. Hierdie skool in die ooste van Pretoria, daar was 'n klomp oud leerlinge wat dronk, hulle wat agter die palle gesit het en te veel gedrink het. En iemand het al na die hoof toe gegaan en gesê, hoor, julle moet daai mense skuif, hulle gaan moeilikheid maak. En iewers het toe gebeur en toe hardop hulle op die veld en hulle begin hierdie geveg. So die goed gebeur. Die vleeslike lewe is altyd daar. En ek en jy moet vandag verstaan, die wêreld is in hierdie kompetisie mode. Julle, en waar sien ons dit nie meer as in die skole vandag nie? Die skole het soveel kompetisie. Julle het 'n matriekafskeid voor. Jy moet die beste kar hê, jy moet die beste rok hê. Jy moet die mooiste ou, jy moet die mooiste meisie hê. En julle, dis die norm van hierdie lewe. Okay? So, en dit is waarmee die kinders vandag gekonfronteer word. Dis nie 'n ding net nou nie, julle, dit kom eintlik al jare. Want hulle kyk na Jesus en wat sien hulle? Hy is die koning van alle konings, maar hulle sien 'n man, hy het nie eens 'n huis nie. Hy het nie eens 'n wat ook al nie. Jy weet, hy het nie 'n kleed nie. Hy het nie 'n kroon op sy kop nie. En hulle roep uit, hy's die koning van die Jode. So, wat sien hulle as hulle na Jesus kyk? Hierdie eenvoudige mens in sy briljantheid. Want kyk, hy kon enige saak, kon hy jou met sy woorde en sy redenasie het die ouens uitgeklee, omdat hy weet sommer wat, hy het presies geweet wat sy regte antwoord. Partykeer wens ek, Here, gee my net 'n bietjie daai wysheid, dat ek die ouens ook so kan antwoord. Want hy antwoord hulle dat hulle sê, hoorie, waar kry jy die wysheid vandaan? Toe hy 12 jaar oud is, toe vra die Fariseërs, waar kry jy die wysheid vandaan? Okay, daar in die tempel. Want toe redeneer hy met hulle oor God en oor die dinge van die geestelike lewe. So, gelukkig is die go-getter, gelukkig is die mens wat altyd alles skryf wat hy wil hê. Soos en wanneer dit hom pas. Geluk is trots, grootsheid. Geluk in hierdie wêreld is om beroemd te wees, ryk, vernaamd en gewild te wees. Jare gelede het ek 'n vernoot gehad toe ek nog 'n restaurant gehad het hier in die 80er jare aan Sunnyside. En hy het 'n ou aand sy ma was so 'n regte boeredag ou tannie. En sy het op 'n stadium ek weet nie waar was dit gewees nie, maar het hulle by 'n winkelsentrum gekom en daar was iemand in die gemeente waarin sy betrokke was wat baie arm was. En een van die mees hooggeplaaste ouens in daai gemeente, 'n vrou, stop daar met haar plat kar aan die buitekant van die winkel en toe sy nou inloop, toe kom hierdie ander arm een nou uit. En stap, hallo, en sy groet haar vriendelik en sy stap na haar toe om haar 'n drukkie te gee en sy stoot haar net weg. Want sy kan mos nou nie hier in die openbaar vir mense wys dat sy nou hierdie een ken nie. Nou Anton se ma stap na hierdie ryk tannie toe en sy sê, "Wel, weet jy wat sê die skrif? Salig is die wat arm van gees is." En sy bestraf daai vrou omdat hierdie vrou dink sy's beter as ander. Ek weet nie, het jy al iemand gekry wat dink hy's beter as jy? Hè? Ken julle daai ene? Ons kry dit tot in die kerkwêreld, julle. Hulle dink hulle is beter as ander mense. Okay? So in die oomblik as jy nou dink jy's nou beter as 'n ander ou, weet, waar kry jy daai reg vandaan nommer? En wat maak jou nou
Jy weet, ek het nou baie nou hoor ek nou van hierdie twee wat nou hier op hierdie TV-program was wat nou in Amerika so in die tronk gesit het. Ek ken nie hulle name nie en dan onthou ek nou net daai tyd hoe nou hoor ek hoe praat die dames wat nou hulle programme kyk en dan sê hulle, "Jesus, hierdie mense is so hoogmoedig geweet en hulle is so vol van hulle self." En waar eindig hulle op? In die tronk. Okay, nou moet ons terugkom en bely, hoor ek. Nou hoor daarom hulle bely. Nou ek dank die Here daaroor. Ek hoop hulle kom tot bekering. Okay. So, ja, mens sal nou nie weet nie, né? So. Maar in elk geval, so, die dinge hierbo is die beginsels wat geld in 'n aardse koninkryk. Jesus se saligspreking is nie maar net nog 'n boodskap of 'n lering wat hy gebring het nie. Nee, is 'n samevatting van sy vereistes vir 'n koninkryksleefwyse. Hierdie 9 dinge moet in jou lewe manifesteer. Dis die vereistes vir 'n koninkrykslewe. Die bergpredikasie is as ware Jesus se manifest en die inhoud van die lering is sy witskrif aan elke mens wat na geluk so wat besluit om hom te volg. Uit hierdie lering blyk dit duidelik dat geluk nie bestaan uit dit wat ons ontvang nie, maar eerder in dit wat ek en jy bereid is om af te gee. En wat is dit? Die eie ek. As die eie ek sterwe, kan Christus in my en jou lewe gestalte kry. Solank as wat die eie ek nog roel, gaan jy nie ontaardig maak nie. Jy moet dit oorwin. Okay. Hoor wat sê Matteus 5 vers 12. Verbly en verheug. Hy sê verbly en verheug omdat julle loon, verbly en verheug jou omdat julle loon groot is waar in die hemele. So met ander woorde, waar gaan jou beloning kom as jy hierdie 9 prinsipels, hierdie manifest in jou lewe uitleef? Jy gaan in die hemel beloon word. Nou ek is seker, God se beloning in die hemel gaan baie groter wees as wat ek en jy ooit op die aarde kan dink. Okay? Want God is regverdig. So al hierdie werk wat jy doen vir God, al hierdie dinge wat jy doen vir God, al hierdie liefde wat jy uitgee vir God, al hierdie opofferings wat jy maak vir God, sal éventueel deur God self beloon word. Hoekom? Want jy doen dit ter wille van sy naam vir die uitbouing van sy koninkryk. Nou as jy niks doen nie, wat gaan gebeur? Jy gaan nie 'n beloning kry nie. Okay, wie wil 'n beloning hê? Ons almal. Okay. Ons soek almal 'n beloning. Maar weet jy, daai beloning kos my nou 'n prys. Dis hoekom Paulus sê koop die tyd uit. Die woord koop beteken jy betaal 'n prys vir dit. Dit kos 'n prys om God se koninkryk in my lewe uit te bou. Jy moet met 'n ou deel, jy moet met 'n ou praat. Iemand moet hierdie lesing skryf, iemand moet hierdie navorsing doen, iemand moet voor die Here gaan staan en op God wag. Iemand moet doen wat in die kerk, iemand moet mense se berading doen, iemand moet mense in die hospitaal gaan besoek, iemand moet mense help wat honger en dors is, iemand moet mense help wat koud slaap. Dis die gifts. En dis julle. So daai goed moet begin werk binne jou lewe en jy moet jou belangrikste loon wat jy gaan ontvang is die siele wat jy bereik het. Maak nie saak hoe jy dit gedoen het nie, want almal het nie dieselfde gawe nie, julle. Maar God het jou gawe gegee, so hy weet wat hy gaan doen. Het jy al gelees as iewers 'n skrif wat sê daar gaan vir 'n halfuur stilte in die hemel wees en die mense gaan ween? Het jy al so 'n skrif gelees? Nou ek het baie keer in my lewe gewonder, maar waaroor gaan dit wees? Totdat ek op die slotsom gekom het, hoorie sommer, dis logies. In daai halfuur gaan die Here jou hele lewe by jou laat verbyvlieg. En dan gaan jy sien wat God se beplanning, Psalm 139 vers 10 tot 17. Wat was sy beplanning vir jou lewe in sy boek opgeskrywe? En dan gaan jy sien, die Here het vir jou gesê, daar was 'n ou in 'n reistool, jy moes hom gebid het. En ek het jou gesê, daai dag het jy dit ervaar, maar jy was te bang om dit te doen. Jy gaan by die hospitaal verbyloop. En jy gaan sien, daar was iemand wat in die hospitaal gelê het, wat jy ken, jy het nooit hom gaan besoek nie, daai persoon is dood.
Daar was iemand wat jy in jou lewe geken het, wat jy nooit vergewe het nie. En die Here gaan vir jou sê, hoekom het jy daai persoon nie vrygespreek nie? Jou lewe gaan voor jou verby speel, en jy gaan sien wat God se beplanning vir jou lewe was. En julle, dit kan nie anders as om in trane uit te breek nie. Want ek en jy mis God elke dag. Hoeveel keer in my lewe het ek in my kar gery, dan sien ek 'n krepeel persoon of 'n gebreklike persoon langs die pad loop. En veral in my beginjare toe ek net op bekering gekom het, dan voel ek hoe die Gees van die Here net in my hart opkom en ek hierdie absolute jammerte vir hierdie persoon het. Maar ek stop nie om vir daai ou te bid nie. Ons ry by mense verby wat 'n behoefte het. Ja, daar's baie swendelaars vandag. En dit maak dit moeilik. Maar ek en jy moet uitreik na alle mense toe. As 'n ou by jou werk en jy sien hierdie ou is so down in dumps en hy's down in the dumps en hy's afgelope stil en iets is nie lekker in sy lewe nie. Julle begin met so 'n man praat, gee hom hoop. Gee hom hoop. Want die oomblik wanneer ek dit begin doen, dan begin God my gebruik. Nee, maar ek weet nie wat ek vir hom moet sê nie. Glo my vry. As ons met 'n ou in berading voor my sit, ek weet ook nie wat om vir daai ou te sê nie. Maar die Here help my op daai oomblik om vir hom te sê wat God wil hê ek moet vir hom sê. En baie keer is dit weird goed wat daar uitkom. Wat jy nie kan dink hoe dit werk nie. OK. Ek het al eendag vir 'n ou gevra, maar hoe lank gaan jy langs 'n dooie hond sit? Want ek hoor die Gees sê van die Here sê vir my met vir hom te sê. Hy was in die 50 jaar oud en sy hele lewe was chaos, maar hierdie ou het so 'n aroma van bitterheid en so 'n stank van bitterheid en onvergifnis en selfvernietiging om hom, dat hy niemand wil naby hom kom nie. En toe hy sê, maar wat bedoel jy nou daarmee? Toe sê ek, hoe lank gaan jy langs 'n dooie hond sit? Nee, ek gaan nie lank. Ek sê, hoekom nie? Hy sê, want hy ry. Ek sê, dis hoekom mense nie lank by jou bly nie. Want jou hele negatiewe ingesteldheid jaag almal weg wat met jou wil connect. Kry jou houding reg. Kry jou lewe uitgesorteer. Begin gelukkig wees. En toe ek dit vir 'n ou sê, toe loop die trane. In daai oomblik toe weet ek dat ek weet, die Gees van God sny diep in daai ou se hart in. Want baie keer sê jy 'n ding wat op 'n wêreldsvlak amper so 'n weird storie. Waar kom dit nou vandaan? Maar God gebruik dit om daai persoon te bereik, want hy weet wat hy daai ou nodig. Weet jy, die Here weet wat se sleutel gaan jou hart oopsluit. Hy weet dit. OK. En baie keer moet jy 'n ou teregwys. Ek gaan nooit my suster kan vergewe nie, of ek gaan nooit my wat ook al vergewe nie. Julle, dan moet jy maar vir 'n ou sê, hoor hierso, dan moet jy weet jy gaan oorgegee word aan die pynigers. Spreek vry, maak vry, sodat die Here jou kan vrymaak. Verbly julle en verheug julle omdat julle loon groot is in die hemel. So Jesus se lering vanuit 'n Bybelse konteks. Ons sou kon vra waarom Jesus hierdie lering reg aan die begin van sy bediening bring en nie later of selfs aan die einde nie. So hoekom gee Jesus vir ons die bergpredikasie reg aan die begin? Want onthou dis Matteus 5. Dis reg aan die begin van Jesus se openbare bediening. So wat sê sy publieke bediening? Om hierdie vraag te antwoord moet ons kyk na die afsluitingsboodskap van die Ou Testament, soos opgeteken in Maleagi 4 vers 6. En hy, dis die wegbereider van die Messias, Johannes die Doper, sal die hart van die vaders terugbring tot die kinders en die hart van die kinders tot hulle vaders, sodat ek nie hoef te kom en die land met die banvloek te tref nie. Die Ou Testament word afgesluit met 'n vloek. In teenstelling begin die Nuwe Testament met 'n seën. Hoe die skepping begin. Wat was die heel eerste woorde wat Adam gehoor het toe hy die asem in sy neus kry en hy 'n lewende siel word? Geseënd sal jy wees. Julle, God se plan met die mens is blessings. Hy wil jou seën, want God is 'n geseënde God. OK? Maar die duiwel het gekom om ons van ons seën te beroof. Dit is hoekom Jesus vir ons sê in Johannes 10:10, die dief kom net om te steel, te verwoes en te slag. Maar
teenstelling, ek het gekom dat jy lewe kan hê, die ewige lewe, en wat nog? 'n Lewe in oorvloed. Wanneer is daai lewe in oorvloed, julle? Is dit net nou? Is dit net in die hemel? Ek ook vra vir jou sê, is daar nie in elk geval 'n lewe in oorvloed in die hemel nie? Jy gaan dit ontvang. Maar God wil nie jy moet krepeer terwyl jy in hierdie lewe lewe nie. Hy wil jy moet gelukkig wees. Hy wil jou seën. Hy wil jou vorentoe vat. Hy wil met jou wees. Hy wil hê jy moet sy vreugde in jou lewe dra en jy moet sy vreugde in jou lewe ervaar. Want hoe kan ek vir mense 'n God voorhou wat die hele dag besig is om my te loop en te straf en te in allerhande goed? Julle, dit is 'n verkeerde boodskap. God is 'n God van liefde. God is 'n Vader met 'n vaderhart wat jou probleme ken, wat insien in jou hart en wat elke diepste van jou wese ken. Hy's die een wat jou wil oplig. Hy's die een wat jou vorentoe wil vat. Hy's die een wat elke dag met jou wil wandel. Die ander boodskap is die kerk se boodskap. Want ek het groot geword in 'n kerk, ou mat, as jy dit doen, hy gaan vir jou met hierdie rotting slaan, hoor. Jy moenie, dis 'n moenie kerk. Die oomblik wanneer ek Jesus aanneem, dan wil ek in elk geval nie meer nie. So ek moet nie goed doen omdat ek nie moenie nie. Ek moet goed doen omdat ek Jesus liefhet. En dis waarby ek moet uitkom. Nou kom die Here en hy sê vir ons, ek open dit met 'n seën, salig is die wat. Die Griekse woord vir salig is makarios. En ons moet verstaan dat hierdie geluk, die woord makarios beteken geluk, wat Jesus voorhou, nie op 'n positiewe omstandighede soos ons dit ken gebaseer is nie. Dis 'n way out benadering, dis 'n ander invalshoek wat Jesus hier vat. Omdat die geluk wat ons ken, maklik beïnvloed kan word deur die geleenthede en veranderinge van die lewe. Nou, hoe voel 'n vrou as haar man vir haar 'n pragtige nuwe diamantring gee? Wat ervaar sy? John, dis nou 'n goeie, dis nou vir jou hierdie, hoor. Sy gaan gelukkig wees en julle gaan saam uit eet en julle gaan daai aand net geniet in die Here. Wat gebeur môre as hy nou te lank na 'n ander tannie kyk wat hier langs die pad loop? Dan raak sy ongelukkig. So met ander woorde, daai geluk is tydelik, van korte duur. Die wêreldse geluk is van korte duur. OK? Die kind is gelukkig as sy ouers vir mekaar gee. Maar die oomblik wanneer hy gewoond is aan die kar en sy maats kry 'n beter kar as hy, hoe voel hy dan? Dan is hy nie meer so gelukkig nie. OK? So geluk in hierdie wêreld is kortstondig. Maar die geluk waarvan God hier praat, is 'n ewige geluk. En dit is waarby ek en jy moet uitkom. So geluk is nie aardse rykdom nie. Geluk is nie besittings nie. Geluk is nie noodwendig prestasies of sport of akademie of sakebedrywighede of wat ook al nie. Die geluk waarvan Jesus praat is 'n geluk wat geen mens of sisteem van ons kan wegneem nie. Jesus sê in Johannes 16:22 vir sy disippels, julle het dan nou ook droefheid, maar ek sal julle weer sien en julle hart sal bly word en niemand neem julle blydskap van julle weg nie. Maar wat het daai disippels gedoen? Daar's een plek wat hulle vir die Here sê, Here, ons het alles verlaat om U te volg. En nou sê U gaan weg. En julle bly agter. Daai kite vlieg nie. En hulle is ontstel daaroor. Want hulle het hulle lewe prys gegee, hulle het hulle besighede prys gegee. Hulle het hulle totale portefeuilles prys gegee om Jesus te dien. Nou sê die Here, ek gaan weg en julle kan nie saamkom. Maar hulle verstaan dit nie. OK? Hulle in die Bybel sê hulle was droewig daaroor. Want hulle het nie verstaan wat gaan gebeur binne 3 dae in die opstanding uit die dood uit nie, en daarna die uitstorting van die Heilige Gees letterlik 50 dae daarna nie. En ek sal julle weer sien, hy sê, julle het dan nou ook droefheid, Johannes 16, maar ek sal julle weer sien, en julle hart sal bly word, en niemand neem julle blydskap van julle weg nie. So, wanneer gaan hierdie blydskap kom?
wanneer jy Christus gaan sien vir wie hy is. Die een wat uit die doodheid opgestaan het, gekroon as die koning van alle konings en die God van alle gode. Dit spreek van ewige vreugde wat nie gebore word uit tydelike omstandighede nie. God sluit die Ou Testament af met 'n vloek en begin die Nuwe Testament met 'n seën, omdat die Ou Testament handel oor die lewe van Adam, die eerste aardse koning wat die koninkryk afgestaan het, wat God aan hom toevertrou het. In teenstelling hiermee handel die Nuwe Testament oor die lewe van die tweede Adam, die tweede aardse koning wat gekom het om die gevalle koninkryk weer ter ere te herstel. In Matteus 2 vers 2 kom die wyse Jode wat geboor, ekskuus tog in vers 2 kom die wyse man uit die ooste na Herodes en vra: "Waar is die koning van die Jode wat gebore is? Want ons het sy ster in die ooste gesien en gekom om hom hulde te bring." Ek weet nie of dit nou in hierdie lesing staan nie, maar hier is 'n kragtige profesie rondom dit. Waar kom julle, ons is 'n bietjie verward hierso, want die kerskaartjies wat ons as 'n kind ontvang het en die kersgoedjies wat ons as 'n kind geleer het, sê dit klink of die herders en die wyse manne dieselfde mense was. Dit is nie dieselfde mense nie. Die herders was skaapwagters in die veld op dieselfde aand. Hierdie ouens kom eers 'n heel wat later tydperk by die koning aan en sê: waar is hierdie koning van die Jode wie se ster ons in die ooste gesien het? Wat 'n ster? Het julle al gewonder waar kom daai woord? Onthou, God se woord is nie net verniet nie. Ek weet nie of ek dit nou gaan kry nie, maar kom ons traai. As ek dit nie kry nie, moet julle my gou help met 'n elektroniese by in Genesis. Gou net daai ding probeer kry. Kyk gou vir my op julle fone vir die woord Biljam. Is in Genesis iewers. Ek sien hom nie nou hier nie, ek is nou nie seker waar dit staan. Ek het nou lanklaas daai skrif gelees. Is dit 'n nummer? Okay, is 'n nummer. Ekskuus, nie in Genesis. Gee my daai skrif 'n nummerie. 28. Okay. Kom ek lees vir julle. Ek het nou nie my regte Bybel hier nie, maar dis hoekom ek nou. Ja, hier so sê vanaf vers 16. Onthou, hy word gehuur om Israel te vervloek deur die koning. En elke keer as hy by Israel kom, dan verhinder die Here hom, dan verander hy die vloek wat in sy mond is in 'n seën. En hy ten einde laaste praat die esel met hom, God deur die esel met hom, en hy slaan die esel en die esel bly uitdraai op 'n ander pad en hy slaan. Die Bybel nou vra die Here vir hom, die engel vir hom: "Hoekom slaan jy die esel?" Hy sê: "Want die esel draai af." Hy sê: "Maar daar staan 'n engel voor hom met 'n ontblote swaard en jy sien dit nie eens raak nie." En dis hoekom die donkie wegdraai. En hy kom tot die insig dat jy kan nie God se volk vervloek nie. Maar hoor wat sê hy hier. En dis die blessings wat nou uitgaan, dis nou die woord wat hy sê: "Die hoorder van die woorde van God spreek. En hy wat die wetenskap van die Allerhoogste ken, die wetenskap van die, julle geweet die woord wetenskap staan in die Bybel. En hy wat die wetenskap van die Allerhoogste ken, wat die gesigte van die Almagtige sien, wat neerval en geopende oë het. Ek sien hom, maar nie nou nie. Ek sien hom, maar nie nou nie. Ek aanskou hom, maar nie
naby nie. 'n Ster kom tevoorskyn uit Jakob en 'n scepter kom uit Israel op en hy verbrysel die slape van die hoof van Moab en werp al die oorlogsigtiges omver. Ook sal Edom 'n besitting wees en Seir sy vyande sal 'n besitting wees, maar Israel neem toe in krag en laat daar een uit Jakob heers en die vrygeraaktes uit die stede vernietig. Toe hy met Amalek sien, het hy sy spreek aangehef en gesê, Amalek is die eersteling van die heidene. So wat sê hy hier? Hy sê, ek sien 'n ster, maar nie nou nie. Ek sien een, maar nie dadelik nie. Daai profesie was in die ooste gemaak. En hulle het gewag vir daai profesie vir eeue. En skielik toe Christus se ster verskyn en hulle reken, daar's twee planete wat bymekaar kom en die oomblik wanneer daai twee planete reg oor mekaar kom en van die aarde afkom, dan kom daai ding letterlik in 'n vorm van 'n kruis. In daai ou kruisie wat ons altyd op die Bethlehem, op die kaartjies in die Bethlehem kruis wat ons sien. En hulle het dit gevolg, hulle het soontoe gegaan en God het dit gebruik om by Christus uit te kom. Maar hierdie profesie was neergeskryf en hulle het dit geken. So, dit is waarna hy verwys, toe hy dit hierso sê. Waar is die koning van die Jode wat gebore is? Want ons het sy ster in die ooste gesien en gekom om hom hulde te bewys. In Christus is ons nie net met God versoen nie, hoor my mooi, maar Jesus het ons regmatige erfdeel wat Adam aan Satan oorgegee het, aan ons terugbesorg deurdat hy die Satan oorwin het. Sy boodskap is 'n blye boodskap van oorwinning. Wat beteken die woord evangelie? Goeie nuus. Is 'n blye boodskap van oorwinning en verander die vloek in 'n seën. Die hele boodskap van Jesus is 'n boodskap van blessing. Dit verander die vloek van die sonde oor jou lewe in 'n absolute oorwinnende boodskap van lewe. Nou moet jy kies. Gaan ek in daai sonde vloek bly? Dis hoekom die wet gegee is. Verstaan jy? Want die Bybel sê vervloek is elkeen wat op 'n kruis, wat op 'n hout hang. En Israel het gedink God het Christus vervloek. Maar hy was vervloek ter wille van ons sonde, want hy het ons sonde op hom geneem. Hy was die sondebok wat uitgestuur was, wat ons sonde op hom geneem het, maar hy was ook die lam wat geslag was ter wille van my en jou regverdiging. Waar is die koning van die Jode wat gebore is? Die wyse manne, die wyse waarop God die Nuwe Testament afsluit is opvallend. Hierdie testament begin nie net met 'n boodskap van voorspoed nie, maar dit sluit af met 'n boodskap van oorwinning. Nou wie van julle wil 'n fliek kyk wat sy einde tragies is? Nie een van ons is lus om dit te doen nie. Hoe eindig hierdie verhaal van God in die Nuwe Testament? Openbaring 22 vers 20. Hy wat getuig sê ja, ek kom gou. Amen. Ja, kom Here Jesus. So met ander woorde, die wederkoms is gelyk aan my en jou opstanding uit die dode vir elkeen wat glo. Nou julle, wat 'n groot dag gaan dit nie wees wanneer God sy engele uitstuur na die noorde, die ooste, die suide en die weste. En hy gaan versamel almal wat in hom gesterf het. Hy sê hy gaan die geeste saambring van die afgestorwenes. So met ander woorde gaan by mekaar kom en dan hulle wat in die lewe oorbly in daardie tyd sal die wat gesterf het nie voorwees nie, maar hulle wat gesterf het sal eerste die verheerlikte liggaam ontvang en daarna ons wat in die lewe oorbly, sodat die een die ander nie voor sal wees nie. So waarna moet ek en jy uitsien? Die opstanding uit die dode. Julle, ons maak te min van die goeie nuus. Wat is die goeie nuus? Dood, waar is jou angel? Doodryk, waar is jou pestilensie? Die dood kan jou nie vashou as jy in Christus is nie. Jy leef hier uit om by Christus in te leef, maar jy het nog nie jou verheerlikte liggaam nie hoor. Jy kry dit eers by die wederkoms van Jesus, waar almal gelyktydig uit die doodheid gaan opstaan. En dan gaan ons daardie skrif kan aanhaal wat sê, dood, waar is jou angel?
doderyk, waar is jou pestiliesie? Jesus kan dit sê, want hy het opgestaan uit die dode uit. Okay. So Christus sluit dit af met 'n oorwinnende boodskap. Daarom begin Jesus sy openbare bediening met 'n boodskap van ware geluk en voorspoed. Matteus 5, 6 en 7 openbaar God sy vereistes vir 'n gelukkige lewe. Hy lyf sy koninkryk en sy koningskap in met geluk wat hy in verband bring met ewigheidswaarde. Salig is hulle wat arm is van gees, wat treur, wat sagmoedig is, wat smag na geregtigheid ensovoorts. Jesus se lering vanuit, en ek sluit daarmee af vanaand, Jesus se lering vanuit 'n wêreldse konteks. Met die bergpredikasie leer Jesus dat ons as mens nie die leegheid van ons siele kan vul met die begeertes, met die dinge, met die beginsels van hierdie wêreld nie. Die boom van geluk kan nie uit die vervloekte aarde groei nie. Salomo was seker die mees glorierykste koning wat ooit geleef het. Hy was van adelse afkoms uit die stam waaruit Jesus gebore sou word. Sy pa was die mees geliefde koning, Dawid. Sy paleis was die grootste van almal en geleë in Jerusalem, die stad van God. Sy rykdom was so groot dat sy silwer so algemeen soos klippe was. Hy het die mooiste stalle en die beste perde gehad. Hy het plase en sakebedrywighede gehad wat enige mens se hart kon begeer. Hy was die man met die meeste wysheid onder die son. Hy het 900 vrouens, nou ek weet nie of daai jou geluk gaan gee nie, maar hy het 900 vrouens gehad. Tog sê hy self in Predikers 12 vers 8 die volgende woorde: die hoofsaak dat alles te vergeefs was en 'n gejaag na wind. Al hierdie goed wat ek hier vir jou gesê, 'n gejaag na wind. Dan kom hy in vers 13 en hy sê: die hoofsaak van alles wat gehoor is vrees God, hou sy gebooie, want dit geld vir alle mense. So geluk lê nie op die horison van wat ek en jy in hierdie tasbare wêreld kan vat nie. Dit lê in my gees. Nou wil ek sommer afsluit met hierdie woorde. Baie vroue het al voor my gesit in my kantoor en sê, ek is ongelukkig want my man maak my ongelukkig. Baie mans het al met my gepraat en gesê, ek het 'n ongelukkige huwelik. Ek wil vandag jy moet verstaan, 'n mens kan jou nie gelukkig maak nie. Die enigste ware geluk wat daar is jou geluk in Christus. Nie jou werk nie, nie jou bankrekening nie, nie jou geleerdheid nie, nie die kar waarmee jy ry nie. Dit is lekker om 'n mooi kar te hê, dit is lekker om 'n lekker kar te ry. Maar daai geluk is kortstondig. Nie jou vrou, selfs jou kinders kan vir jou ware geluk bring nie. Die enigste plek waar jy ware geluk kan vind, is in Christus Jesus, in sy koninkryk. So mag die Here ons help. Ek is nou jammer vir die ouens wat nie boekies hier gehad het vanaand nie. Ek het nou nie eintlik gedink om nog te print nie, maar ons gaan volgende week met die boekie wat julle nou het. Ek wil net gaan kyk na daai nomering en as hy nomering verkeerd sal ek vir julle 'n ander buiteblaadjie gee. Of julle kan maar sommer met julle hande opskryf. Die goed is nog ongeredigeer, so dit moet reggemaak word. Maar ek wil net seker gemaak daar is nie 'n A wat ek gemis het nie. Dink nie daar is nie, maar iewers daar is iets wat ek uit die bus uit geduik. Okay, maar wees maar gelukkig daaroor, hoor. En in hierdie jaar wat voorlê, vir die week wat voorlê, gelukkig is hy wat. Gaan leer maar daai 9 dinge. En begin dit sommer nou al in jou lewe toepas as jy ware geluk wil hê. Het jy al gevoel as jy iets goeds gedoen het vir iemand anders, hoe gelukkig voel jy? Het jy al gevoel as jy in God se teenwoordigheid ingestap het, hoe gelukkig voel jy? Dis wat die Here wil hê ek en jy moet weet. Gelukkig is die mens wat God hulle skuilplek maak. So mag die Here jou seën, gaan in sy vrede en liefde. Julle is so vanaand so 'n bietjie vroeër is normaalweg klaar. En is ons vroeg klaar? Okay. Jessie, prys die Here man. Okay. Ja, ons kan vra ja. Okay, sien ek gaan daai vrae kan antwoord wat julle vra nie, maar ek kan ook 'n paar vrae vra en kan ons sien. Alraai, julle kom ons sluit af en dan kan ons 'n koppie koffie drink of hot chocolate. Daar is nog hot chocolate vir die wat dit verkies. Daar is gewone tee. Kom ons bid dit. Okay, kom ons bid. Vader, baie dankie dat U met ons is. En Here, ek wil bid, leer ons hierdie geluk. En leer ons Hemelse Vader om ware geluk na te jaag wat alleenlik in U te vind is. Here, ons eer U, ons loof en ons aanbid U, want U is 'n wonder en 'n goeie God.
En ek wil bid, Here, dat U ons sal help om nie ons oë te fokus op die geluk wat die wêreld vir ons kan bied nie. Maar Here, dat ons oë sal fokus op Christus wat die volëinder van ons geloof is. Die leidsman en die een wat ons volg. Ons wil ons hand in U hand sit. Lei ons in hierdie volle geluk, Here, dat ons dit kan ervaar. En Here, ek weet oor tyd water ons dit af en vergeet ons hierdie beginsels. Help ons dat ons in hierdie beginsels sal vashou, dat ons daaraan sal vashou en in dit sal leef, sodat ons U ware geluk sal ervaar. Ons eer U daarvoor in Jesus se naam. Amen. Die Here bless julle almal in hierdie week wat voorlê en sterkte vir julle, hoor.